baie welkom aan almal van julle vanoggend hier in die gemeente. Hier is baie oud Caledonners, hier is oud kollegas van Derek hier, vriende wat hom geken het hierdie jare en al die familie wat ek hier sien. In spesiaal Karen en julle kinders. Baie welkom aan julle ook vanoggend hier en aan almal in Huis Groenland. Ek hoop julle het baie lekker geslaap vanoggend en mag hierdie ook vir julle 'n geseënde dag wees. Vandag se verrigtinge is agter op die afkondiginge. Ons gaan ons normale erediens hê en dan as ons klaar is gaan hy sit en dan gaan broer Japie vorentoe kom. Ek het dit gesê, broer Japie. Dan gaan hy vorentoe kom en daarna is die verrigtinge en die lettere agter op die kaart. So Derek, dis dan nou my voorreg om vir die laaste keer te sê, die Here se seën op jou mond en jou tong vanoggend. Dankie baie. Dankie Adrie. Môre broers en susters. Dis lekker om julle vanmôre te sien. Die Lottie agter het al gesê, hulle doodseker gemaak dat ek loop. Daarom het hulle vir Marinus genooi dat die bande toch skoon geknip kan word. Maar is 'n grappie, ek weet julle is nog lief vir my en vir Karen, maar dit is lekker om vir julle almal te kan sien vandag hierso. Dankie vir die wat besoek en ver gery het. Vriende, kom ons gee eers nog chocolates uit. Sjaal, jy moet deel. Kom ons maak ons oë toe en dan dra ons die diens aan die Here op. Here, aan U kom toe die lof en die dank en die eer, want U is God, U is ewig, U is by ons, U is in ons, U is rondom ons. Dankie dat ons U mag aanbid as Vader, Seun en Heilige Gees. Ons bid dat U vandag ons saam weer sal seën, en dat ons sal beleef dat U as God ook hier in ons teenwoordigheid is. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ons gaan aan die einde net 355, is net 2 versies. Dit is net die pyltjie. Okay. Thanks. Môre kinders, ons gaan hier so staan. Kansies. Wil jy nie vir my die kers kom aansteek nie? Jy is soos aan my plaasseun. Hier ken ons van kerse. Sê ek wat terwyl om Kansies aankom en oom Jan daar agter staan. Hoekom is hier 4 kerse vanmôre in hierdie rangskikking? Hier kom een van die net. Hierso is 4 plus 'n 5de een en hierso kom kyk, hierso staan ook. Hierso is ook 4 kerse. Hoekom is hier 4 kerse? Wat vier ons vandag? Frederik? Wat vier? Jy moet weet jy's oupa se kind. Dis amper wat? Dis amper Kersfees. Sien julle nie uit na Kersfees nie? Wat gebeur? Wat vier ons op Kersfees? Wie se geboorte vier ons? Kom aan. Gou-gou. Jesus se geboorte, nee, vier ons. Hoekom is daar 4 kerse en 'n 5de kers? Die 4 kerse sê dis hoeveel Sondae na Kersfees toe. So vandag is die eerste Sondag, volgende Sondag die tweede Sondag, derde, vierde Sondag en dan is dit Kersfees. En dan kry mense geskenke en dan kuier mense lekker saam met familie. Maar die belangrikste ons herinner mekaar, dis Jesus se geboorte. En Jesus is ons verlosser, hy is ons saligmaker. Jy moet net een. Hy doen sy werk reg. Hy kyk net dat alles brand. Jy thanks fella. Okay. Hier is 1 kersie. Volgende week 2, 3, 4 Kersfees. Wat noem ons hierdie tyd wat ons nou soos vir mekaar sê, wat ons wag vir Kersfees? Wat noem ons dit? Nee, julle is nie reg nie.
Julle is nou soos goeie kinders, julle skryf vir mekaar af. Advent. Ek gaan volgende week weer vir julle vra. Advent is 'n wonderlike tyd, ons sien uit en ons is dankbaar. Daarvoor gaan ek vir julle vandag spesiale sweets gee. Want, en julle wat hier agter sit, fooi tog. Julle kan eerste kry. Die wat laaste sal eerste wees. Julle moet 'n lekkertjie vat. Julle was nou agter gewees, nou julle voor. OK, vat vir julle elkeen enetjie. En dan gaan sit julle weer by pa en ma. Frederik, kom haal vir jou. Jy kan maar 2 kry, Boeta. Hy skaam vandag. Vir julle ook hê. Kom. Dink jy my julle wil katekese toe gaan nie? Wat sê tyd sing? Ons het vergeet ons liedjie. Staan gou, ons moet ons liedjie sing nog. Staan nie by my. Dis lekkertjies die. Waar is my kollegas? Die eerste Kers is ons genade, né? Peer, is die genade. Leer hulle dit vir julle by tikkies. Ons die so stel en bos het gesê dis genade. Maak nie saak hier. Genade, hoop, liefde, een van dit. Ek wil vir julle vanmôre sommer net as wetsgedeelte vir julle sommer net herinner aan wat die Bybel sê oor ons, wat God vir ons sê. As 2 kort stukkies. Die eerste enetjie is Sefanja 1 vers 7. Wag in stilte op die Here God. Ek het so 'n idee ons jaag te veel. Ons jaag tot in die kerk. Wag in stilte op die Here. Die dag van die Here is naby. Kou daaraan. Tweede enetjie. Ook Sefanja. Die Here jou God is by jou. Hy die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Het jou man of jou vrou al vanmôre vir jou gesê hy of sy is lief vir jou? God sê vanmôre, hy is lief vir jou. Hoor hierso. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Ons is toe nie so sleg nie, né? Kom ons maak ons oë toe. Here, dankie dat ons vir U kosbaar is. Dankie dat ons vir U spesiaal is. Want Here, U sê ons is na U beeld gemaak, geskep. Dankie daarvoor. Dankie Here dat U kan kom en vir ons vandag kan kom herinner aan U nabyheid en aan U sorg. Dankie vir ons wat vanmôre hier in die kerk kan wees. Dankie vir hulle wat ingeskakel is by Heidehof. Huis Groenland en by Heidehof en Caledon ook. Here, wil U asseblief kom en wil U in die groot genade nou met ons praat deur die woord. Kom leer ons, Here. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Sien julle klomp Caledoners maak met mekaar. Maar dis goed, daar's goeie mense oral. Vriende, ek wil vir ons nou lees ons teksgedeelte. 'n Mens wonder ons nou altyd, wat moet jy nou lees by 'n afskeidsgeleentheid? Maar dis ook nou nie afskeid nie, want ek moet nog 5 keer preek hierdie hele tot die einde van die jaar moet ek nog preek. So dis nie heeltemal afskeid nie. Dis Kubai sê, maar en dan sal ons mekaar ten minste in die mall sien. Daar kry mense ons mekaar gereeld. Of julle sal kom kuier, glo ek daarom. Kyk hoe mooi doen die Caledoniërs nog. Hulle kom nog 15 jaar later kom hulle nog kom check of dit oukei is. So dankie daarvoor. Nou wonder 'n mens wat lees 'n mens op so 'n geleentheid? En ek het gedink ons moet vir mekaar herinner aan wat Psalm 139 sê. Psalm 139 het 'n wonderlike boodskap en dis 'n boodskap van ek ken jou. Ek is by jou. Ek sorg vir jou.
Here, U ken my, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom, of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar's nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit, en die wete oorweldig my, dis te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar? Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei U hand my. Hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie. Die nag so lig soos dag. Duisternis so goed soos lig. Vir 'n ou wat nou nie 'n verhouding met die Here het nie, is dit nou nie goeie nuus nie. Om te dink dat God alles van jou weet, om te dink dat God weet wat jy dink, waartoe jy op pad is, waar jy ook al wegkruip, of dit donker is en of dit lig is, He's gonna get you. En dit mag nogal 'n bietjie angswekkend wees vir 'n mens, as ek sê, as jy bang is vir God, as jy dink, o aarde, as hy my kry, gaan hy my straf vir al die goed wat ek weggesteek het. Maar as jy vir God ken, en jy weet hoe lief hy jou het, dan is dit lekker om te kan weet, God weet. Hy is my Vader. Hy is by my. Ek het neergeskryf en gesê, hy het 'n begeerte om homself aan jou en my bekend te maak. Hierdie godheid, hierdie grootheid, wil hy nie net vir homself hou nie. Ek het hier geskryf op 'n stadium en gesê, God speel nie met ons wegkruipertjie nie. Speel die kinders nog wegkruipertjie deesdae? Want dit was ons gunsteling speletjie geweest, wegkruipertjie. En dan het jy gekyk hoe lank jy die ouens kan laat moedeloos raak. God doen nie dit met ons nie. God se begeerte is dat ons hom moet ken. Onthou julle Genesis 1, die gedeelte waar die Here vertel van Adam en Eva, wat gebeur elke aand? As die aandwyntjie opkom, dan stap hulle in die tuin van Eden. En God gesels met hulle. God leer homself as ware, of hulle van hom ken. Mense lees in die Bybel van mense wat drome en visioene gehad het. Hoekom? Omdat hulle vir God moes bekend maak. Hulle moes gesê het, ek het dit by God gehoor, ek het dat by God gehoor. Ons lees in die Bybel van engele wat boodskappe oordra aan Gideon onder andere. Ons lees in die Bybel van profete en konings. Ons lees, dankie Jan. Is hy nie mooi nie? Jan, jy's ook mooi. Daar's meisies by seun, gaan kyk. Daar's profete, daar's konings. En hulle moet almal vir God en God se boodskap bekend maak. As die volk die beloofde land moet ingaan, stel hy vir Moses en Josua aan, sodat hulle die beloofde land kan ingaan later. God kommunikeer die heeltyd. God kommunikeer deur sy seun Jesus Christus, deur sy gees wat hy in ons midde laat. God kommunikeer met ons as ons in die kerk is, as ons eie kerk uit is. God se begeerte is dat ons hom moet ken. En nou praat die slim ouens van 'n algemene openbaring en 'n spesiale openbaring. Spesiale openbaring kan ons ook vir mekaar vinnig sê, is maar net as die Here met jou praat. As die Here dan deur 'n droom of 'n visioen met jou praat, dan is dit 'n spesifieke gesprek wat die Here met jou het en hy maak hom as ware bekend aan jou op 'n spesiale manier. Maar die bekendste een waarvan ons min weet, is hoe God homself bekend maak op 'n algemene manier. 'n Paar van julle, as ons vanmôre van mekaar gegroet het, julle vir my gesê, wat 'n mooi dag. Wat 'n mooi dag. Hoe mooi skyn die son nie, hoe lekker warm is dit nie. En toe sê ek, ja, dit is nogal baie warm wat ek met 'n baadjie aan het. Toe sê die ander persoon, onthou 'n tydjie terug het ons almal gesê dis koud, ons sukkel om warm te word. Maar deur God se natuur kom stel God homself bekend en kom sê hy, ek is hier. Ek is lief vir jou.
ek wil jou versorg. Ek is hier, ek kruip nie weg nie, ek speel nie wegkruipertjie nie. My begeerte is dat jy my beter sal leer ken. My begeerte is dat ons in 'n verhouding met mekaar sal wees. God wil homself bekendstel. Daar's 'n mooi gedeelte in Lukas. Lukas 19 vers 37 as ek reg geskryf het. Ek wil gou vir julle lees. Toe hy naby die stad kom, dis daai gedeelte waar hy gaan in Jerusalem toe. Skuif maar eers gou so 'n bietjie reg. In Lukas 19, dis die gedeelte waar Jesus en sy disippels Jerusalem inkom. Hy is op pad om die nagmaal in te stel. Hy is op pad om gevange geneem te word. Hy is op pad om gekruisig te word. Luister hier so vers 37. Toe hy naby die stad kom, teen die afdrand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom. Vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. 'n Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus, meneer, maak stil u volgelinge. Nou, luister mooi. Maar Jesus antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. As ons nie sê, God is ons koning nie, Jesus is ons verlosser nie, die Heilige Gees is ons trooster nie, sê Jesus, as dit dan moet, as julle dit nie sê nie, sal die klippe dit uitroep, sal die natuur dit uitroep, en dis die algemene openbaring, en daarom sing ons baie keer die liedjie, God is hier teenwoordig, laat ons biddend nader. Glo jy dat God met jou in 'n lewende verhouding wil wees? Glo jy dat God met jou in gesprek wil tree? Glo jy dat as jy die Bybel oopmaak, is dit God se begeerte dat jy meer van hom moet leer en leef? Glo jy dit? Wanneer ek vandag terugkyk na 37 jaar in die bediening, voel my hart vol dankbaarheid. Dit was 'n pad saam met God. Dank die Here daarvoor. Ons het God in sy skepingsritme beleef. Ons het beleef hoe die Here onder ons werk, in stand hou, en soms uittrek ook as dit moet. God was betrokke in ons storie, hier in Grabouw veral. In Johannes 15 sê Jesus, bly in my soos ek en julle. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Dit het ons gesien en beleef in hierdie gemeente. En daarvoor is ons vandag baie, baie dankbaar. Mense het gesien hoe mense deur moeilike tye gaan. Mense het gesien hoe mense swaar kry en maar hulle tog gegroei het, geestelik gegroei het. En daarvoor weer eens, dankie aan die Here ons God. Wanneer ek terugkyk en sien hoe die Here in elke seisoen getrou was, in die jare van groei, maar ook in die koue winters, waar die takke kaal en stil was, het ons altyd geweet, sy genade is genoeg. Ek wil net vir my vriende wat sê, ek kan nie Engels praat nie, vir my skoondogter. Ian McCallum is 'n sielkundige, hy's 'n psigiater. Hy skryf hier volgende, hy sê, nature is a church with no dogma that connects me to my authentic, untamed inner nature. Wat sê hy? Hy sê, dat die natuur vir my op 'n besondere manier aan God kon verbind. En ek het dit nodig dat dit moet gebeur. En nou wil ek vir julle 'n lied speel wat beter hierby aansluit. Is jy reg met die lied, Dirk? Ek gaan die woorde vir julle op die skerm gooi, maar luister baie mooi. In my kerk is daar geen dak nie, geen relief of skildery, geen kandelaar wat hoog moet hang nie, almal kan hier toegang kry, want my koepel is die hemel, hoog genoeg vir al die sterre, breed genoeg vir die planete, hier sal
jy stilte, hier sal jy vrede, hier sal jy rus by my. Kom kry daar geen mure wat 'n horison beperk nie. Daar's geen deure en geen slot nie, geen register om te merk nie. Want die berge is die suile waar die arende kan skuilhou. Ja, die vlaktes is my vloere, hier sal jy stilte, hier sal jy vrede, hier sal jy rus by my. Kom kry in my kerk is daar geen vensters wat met brandglas kleure blink, geen nagmaalbrood wat jy moet breek of wyn wat iemand nog moet skink nie. Want in my kerk sien jy die kleure in die skemer as die son sak en die laaste wolke saampak. Hier sal jy stilte, hier sal jy vrede, hier sal jy rus by my. Kom kry daar geen koor of orgel wat die rus verstoor nie. Hier vra niemand vir jou geld nie, as jy bieg sal niemand hoor nie. Want die storms is perkussie en die wind wat nooit verrus nie. Maak musiek in al die bome, hier sal jy stilte, hier sal jy vrede, hier sal jy rus by my. Kom kry Laat my dink aan die bekende lied op berge en in dale. En oral is my God. Waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God. Waar ons gedagtes swewe of styg, ook daar is God. Om laag en hoog verhewe. Ja, oral is my God. Here, dankie dat U oral is. Dankie dat U die God is wat sê niks en niemand sal ons uit die hand kan ruk nie. Of ons in Grabouw bly, of ons in die strand bly, of ons in Caledon bly, waar ook al. Here, dankie dat ons kan weet dat U die God is wat sê niks kan ons uit die hand ruk nie. Want U is God. U is getrou. Dankie dat ons kan weet dat ook hierdie gemeente se pad vorentoe uitgelê is met U liefde en met U genade. Laat hulle dit beleef, Here, elke oomblik, elke dag. Amen. Broers en susters, ek wil net vir Dominee Derek en vir Karen vra om na vorentoe te kom asseblief. And then I want to ask Bishop Chwele, he is here on behalf of the pastors' accord,
You could please come forward, sir. And just want to greet you all in the wonderful name of my Lord and Savior, Jesus Christ of Nazareth. Amen. I greet you, Pastor, in Jesus' mighty name. My name is Simpiwe Tseu. I am a born-again Christian. I was born in Utenake and on the 12th of December, 1976. Amen. I just want to thank God for this privilege and honor that He given me so that I can say a few words to Pastor Derek. First time I saw him, I saw the glory of the Lord in him. And I saw Christ's character in him. And there is a book of Job, if we all we know it, chapter number 1. The devil didn't come to destroy Job because of the riches that he have. He went to heaven so that he can destroy Job because of the faithfulness and the dedication and the God character that he have. Not because of the riches. So when I saw you, sir, I saw that you've got that character, the man of integrity. And I just want to tell you that your dedication, your patience, and love for the Lord have impacted countries, as have impacted lives, including my life. I'm still young in the ministry. You are my mentor, and you can be retired here on earth, but you're not retired in heaven. And what God has given you, nobody will be able to take it. The wisdom that God gave you, the knowledge that God has gave you, and the character, even madam cannot take it, even your children cannot take it. It is the inheritance that comes from the Father. You've been sown seed that will grow and not perish. And your labor, say, is not in vain. My prayer for you, may the Lord God Almighty bind you together with love cannot be broken. May He open all the doors that have been closed in your life. Please remember us in your prayers as you are going to retire here. I know your number. Because of your wisdom, I will always ask you, what must I do now, sir? May the Lord God continue to bless you in Jesus' mighty name. Amen. Thank you very much, Pastor Twere. Thank you. Is daar enige ander predikant of pastoor wat miskien 'n kort boodskap vir Dominee Derek en Karen het? Dan kan hulle nou na vore kom. Dominee Pierre Marie. Nee. Derek kyk nou vir my, ek het nie gedink ek moet iets sê nie, hulle het nou vanoggend vir my by mekaar gekry. Maar ek moet vir julle sê, ons verbintenis begin in 1980. So dit kan 'n lang storie raak. Maar ek sal dit nou kort maak. Ons het baie van die oorgange saam oorgegaan, die groot veranderinge in ons lewe. Ek was in Greyton predikant geweest en hy in Cullinan, ons op dieselfde dag bevestig en saam kinders gekry en honde gekry en karre gekry en ons het verlede jaar presies op hierdie dag, want dit was die 1 Desember, het ons
in Ceres die afskeidsdiens gehad. So ons het 'n klomp dinge saam beleef en ek wil maar net vir julle sê, daar is in Deuteronomium 31 vers 8 waar Moses eintlik die volk voorberei vir die volk en vir Josua vir die groot oorgang van die woestyn af na die beloofde land toe. Sê hy die Here gaan vooruit en die Here is ook by julle. En dit sluit eintlik aan by vanoggend. Die Here is so oral. Hy is nie net hier nie, hy is ook in môre en hy wag al vir julle. En ek weet julle dinge daar by die huis het nou 'n bietjie te mekaar geloop, maar julle sal ervaar dat die Here regtig vooruit gegaan het. Dit is lekker aan die kant ook. Hier waar ons nou afgetree is, mag die Here vir julle op 'n baie besondere manier seën, ook in die dae wat kom. Dankie, Dominee. Nog iemand? Mag eens, ik moet je voorstellen. Misschien? Ek is maar dom hoor, sorry. Ek moet eers mooi ingelig word. Maar Dominee Tron gaan nou iets namens Hanlie Cronje voorlees net. Goeiemôre gemeente, dis regtig 'n besondere voorreg. Ek wil sommer namens twee kollegas wil ek vir Derrick en vir Karen 'n boodskap gee. Die een is 'n gemeentekind van Grabouw, Hanlie Groewe. Nou sy het in Derrick se voetspore gevolg, want sy is nou by die skoolverlaterskamp. En daar is sy besig om diens te lewer en toe het sy vir my 'n brief gestuur. Julle ken ook haar ouers baie goed. Liewe oom Derrick, ons reis het begin as vreemdelinge waar oom se vrou bloot my juffrou was. Toe verhuis julle na Grabouw en ek sien julle so bietjie meer en later van tyd word julle hartsvriende van my ouers. Wanneer so iets gebeur, raak mens gewoonlik betrokke in die kinders se lewens en raak mens ouers vir jou vriende se kinders. So wat 'n voorreg om so 'n vertroueling toe as mentor te kon hê. Maar dit stop nie daar nie, want hierdie mentor raak toe my heel eerste kollega in my bedieningsreis. Oom Derrick, oom het my so goed voorberei vir hierdie reis. Oom het my toegelaat om myself te vind as predikant, om my eie styl te vorm, om my merk op my manier te maak, altyd met die woorde, wees net jouself, Hanlie, en daarom was ek gereed om die pad alleen te stap in Greyton. By oom het ek geleer wat goeie en gesonde kollegaskap is, en dit het my weer voorberei vir Mosselbaai. Ek dink nie daar is nog iemand wat kan sê dat hulle soveel in hulle mentor se voetspore volg nie, want met alles in my wil ek so graag vandag hier wees, maar dis Noordhoek skoolverlaterstyd. Al wat ek kan sê is dankie, dankie, dankie. Oom het 'n enorme impak op my lewe gemaak. Julle huis was altyd oop vir ons. Julle was altyd reg met 'n stukkie raad, nie net vir my nie, maar ook vir Jannie. En dan Karen, vir jou ook, so juffrou. Daarom wil ek vanoggend vir juffrou ook dankie sê. Mag julle hierdie nuwe fase wat julle nou betree, juffrou al vir so rukkie, maar mag dit vir julle die beste tyd nog wees. Die gemeente gaan julle vreeslik verlang, maar fokus nou 'n slag volkome net op julle self en natuurlik die kids. Karike, hulle het nou baie tyd vir baba sit, baby sit tyd, daar sit Karike. So jy en Jan kan nou baie date nights gaan hou. Ek is hartseer vanoggend, maar dis trane van ongelooflike dankbaarheid en die mooiste herinneringe. Ek gaan my leeftyd daaraan vasthou. Met baie liefde al die pad uit Noordhoek, Hanlie. En dan het ek tog ook die behoefte, terwyl ons by die punt is van kollegaskap, om van my kant af, Derrick, ek het 'n paar notas gemaak, maar ek wil daarom net vir die gemeente sê, hy was nou moedswillig vanoggend, en maar hy het so 'n duidelike invloed op my gehad. Julle kan sien, ek lyk amper dieselfde aangetrek as hy. So ons het amper vir mekaar snap gesê, maar toe sien ek ons das is 'n kleurverskil. Maar ek het in 93 begin in Goodwood Park en ek was 'n jong, nat agter die ore ouetjie van Pretoria, daar van die Wes-Transvaal eintlik, maar op tikkies geswat. En as jy jonk in 'n ring aankom, dan word jy outomaties die ring se jeugvoorsitter.
Hulle het dit nogal redelik letterlik opgeneem in daai tyd. En so het my paaie, ek het nou gaan dink oor die naweek, waar het ons paaie gekruis in 1993, by 'n eerste SJK, Synodale Jeugkommissie, en sekerlik een van die persone wat vir hierdie vreemde ouetjie uit die noorde uit laat tuiskom en welkom in ons synode was Derek Lambrechts. Min wetende dat ons paaie so dikwels sou kruis as kollegas by die skoolverlaterskamp. Ons het 'n tent gedeel op 'n stadium toe die kamp nog vol was. Karen was eenslag kosbaar, so ons paadjie gaan terug na goeie tye, besondere tye. En wat 'n voorreg, en dis eintlik die punt waarby ek wil uitkom, as jy in 'n gemeente 'n beroep ontvang waar jou voorganger 'n brugbouer by uitnemendheid was. En ek dink, as ek aan Derek dink, aan een term, en dis regtig 'n brugbouer. Ek dink is Matteus 5 wat Jesus sê, geseënd is die vredemakers, hulle sal kinders van God genoem word. Ek dink net die vorige getuienis het dit bevestig. En Derek, jy het dit vir ons maklik gemaak. Ek wat na jou op Caledon dieselfde pastorie, hy het 'n mooi tuin gelos. Hier is 'n klomp dominees in ons streek wat nie tuin maak nie, maar Derek het vir my 'n tuin gelos saam met Karen waarop ek kon heerlik voortbou. Maar wat 'n voorreg om na jou op 'n plek aan te kom en jy weet die mense was baie lief vir die vorige dominee en sy vrou. Dan het jy 'n brug om oor te stap en dan het jy verhoudings waarop jy kan voortbou. En ek glo die opvolger hier in Grabouw gaan ook dit kan getuig. Karen, dankie dat jou kombuistafel altyd oop was vir 'n besoekende dominee uit Caledon. Ons het ure om die tafel gesit, en as julle so van tyd tot tyd Derek afwesig gesien het, dan was dit omdat ons was in ernstige beplanningssessies hier oor die berg, ek en hy en ons vriend Tenis Botha. Derek, van ons kant af as kollegas, jou vriende, jy's vir my 'n ouer broer in die bediening. Ons bid vir jou en ons bid saam met jou vir Karen dat dit vir julle 'n wonderlike nuwe seisoen sal wees. Daar's 'n ou Afrikaanse sêding wat sê bly te kenne, en ek kan dit maar net saam met soveel ander oor julle twee sê. Baie baie dankie. Jy mag nie gaan nie doen. Nee. Hy kan nie gaan nie, want hy praat die ding. Hy was veronderstel om hier by my te staan van die begin af, want hy moes my bystaan. Ek moet hom nou eintlik voorstel ook aan julle. Hy is Louis Marine Stron van Stellenbosch, maar hy is ook die moderator van die Wes- en Suid-Kaapse synode. En soos jy nou net gehoor het, hulle is baie goeie vriende, en dit is ons voorreg om die moderator hier te hê om die akte van die missie aan dominee Derek te oorhandig. Nou, hoekom jy nou moet bly is omdat ek nou 'n paar woorde sê, so staan my asseblief by. Broers en susters, is my voorreg as die voorsitter van die kerkraad om ook namens die gemeente net in die eerste plek vir die Here en in die tweede plek vir Derek en Karen dankie te sê vir die 15 jare wat hulle ons predikantspaar was. Karen het na hulle hier gekom het, ek dink dit was vir 'n jaar lank nog, het sy elke dag na Caledon gery om 'n juffrou te wees, maar sy het van die dag wat hulle hier aangekom het sy haarself met groot entoesiasme en doelgerigtheid ingegooi by al die aktiwiteite van hierdie gemeente. En Karen, vir die hele 15 jaar was dit wat ons van jou gesien het, die entoesiasme en doelgerigtheid waarmee jy een van die leiers in die gemeente was. Jy het die dames op 'n wonderbaarlike manier gelei. Ons is almal trots daarop dat ons kan sê jy was ons gemeente se juffrou.
En as ek dink aan Derek, dan dink ek aan twee dinge. Die eerste is vredemaker of brugbouer, soos Dominee Marinus gesê het. Ons het 'n vredemaker in die gemeente nodig gehad en die Here het hom gegee. En hy het wonderlike werkie gedoen. Maar hy was nie net vredemaker nie. Hy was ook een wat aan geglo het om persoonlike verhoudings te bou met lidmate. Nou, dit is seker een van die moeilikste maniere waarop 'n mens kan predikant wees. Maar hy het dit gedoen tot die bitter einde. En daarom is daar, glo ek, in elkeen van ons as lidmate van hierdie gemeente, in elkeen van ons harte, is daar 'n besondere plek vir hom en vir hulle. So ons harte is seer omdat hulle weggaan. Maar ons is saam met hulle bly en dat hulle nou gaan rus en ons wens vir hulle net 'n vreugdevolle aftrede toe. Saam met mekaar in die eerste plek, saam met die kinders, saam met Frederik en saam met die ander kleinkinders wat op pad is. Baie sterkte vir julle, hoor. Goed, nou is dit jou beurt verder, dink ek. Dankie, sorry. Die moderator sê ek het niks verder vergeet nie, so baie dankie, dan moet hy nou verder ietsie sê. Baie dankie Japie. Ek het nou my hande nodig, Derek, dis hoekom en ek moet 'n bril opsit. Karen, jy kan maar hier by staan, dis reg. Ek wil eers net sê dis altyd dis die hartseer dat ringskollegas kan vanoggend nie hier wees nie. En ek wil namens die kollegas in die ring daarom net die opmerking maak. Ek dink hier's 'n klomp van die kollegas, Derek, wat hier sou wou wees. En toe die ringskommissie uitvind, ek gaan dit bywoon, want dit is eintlik my vriend se afskeid wat ek bywoon. Toe sê hulle maar sal jy nie sommer die akte van demissie nie. So dis vir my 'n enorme voorreg, maar dis vir my eintlik dis vir eintlik te groot vir woorde, maar Derek, ek gaan dit nou vir jou lees soos dit hier staan en dis nou van die ring van Caledon. Hy lê mos net een keer daai, dis reg. Dis 'n gebruik in die kerk. 'n Akte van demissie is eintlik 'n eervolle manier om van 'n kollega afskeid te neem op 'n baie amptelike manier. En ek lees dit aan Dominee Derek Lambrechts. Die ringskommissie van die ring van Caledon het die stukke in verband met u emeritaat van die NG gemeente Grabouw ontvang. Hiermee word getuig dat u gedrag in die gemeente en in die ringsverband in leer en lewe 'n predikant waardig was en dat die kerkraad in die ring namens die Nederduitse Gereformeerde Kerk u hiermee op 'n eervolle wyse losmaak van die diens as predikant in die gemeente. Die ring wens u van harte toe dat die rus van u voltydse dienswerk vir u nuttig en genoeglik mag wees en dat u steeds God se rykste seëninge mag geniet. En dit word dan vandag aan jou oorhandig, Derek. Jy moet dit bewaar en ons bid jou die Here se seën toe. Nou wil ek vra, miskien moet ons hier in die middelplek neem. Karen, jy moet nou nie ergens heen gaan nie. Ek wil vra dat die kerkraad asseblief na vore sal kom. Ons gaan, Derek, julle moet hier in die middel voorkom staan. Ons wil vir julle, dis amper soos 'n huwelikseremonie. Ek dink julle moet kyk na die mense toe. Hy wou dit nou anders omgehad het, maar ek mag dit nou voorspring. Maar die kerkraad, wil julle nie asseblief hier rondom Derek en Karen kom staan nie?
Dis hom lekker om so duidelike span saam met jou te hê, Derek, Karen. Ek gaan net vinnig miskien sê hoe die verloop gaan wees. Ek gaan die seën oor hulle uitspreek. Ek gaan nou sê wat julle as gemeente saam kan doen. En dan, as ek reg verstaan het, dan gaan julle nou nog nie uit as die seën klaar uitgespreek is nie. Dan gaan ons saam lied 359, 'n vonklied sing. As ek dit reg het, is die woorde, gaan dit op die skerm wees of is dit in die briefies? Albei, en dis op die skerm en op julle briefies. Maar dan gaan ons dit as 'n lied aan die einde van die diens, gaan ons dit sing. So as julle as gemeente dit wil deel, en dis nogal baie mooi, dit pas eintlik so by jou preek, Derek, dat in die Ou Testament word gepraat oor die seën van God as niks anders nie as God se teenwoordigheid. Psalm 139, en daarom, as julle julle hande wil uitsteek na Derek en Karen toe, doen asseblief gerus mee, en dan sal ek die ou bekende seëngebed vir hulle twee gee. So kom ons sluit ons oë, en as julle wil, kan julle julle hande na hulle uitsteek. Derek, Karen, saam met julle kinders, julle familie, julle geliefdes, julle vriende, ook en saam met hierdie geloofsfamilie, ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die nabyheid van die Heilige Gees is met julle, ook in die dae wat kom, en die nuwe seisoen in julle lewens. Amen. Goed, nou sing ons die lied.